Is lekker om te lewe. Wie kan saamstem? Ek en jy het 'n rede om te lewe. Tot Marina begin nou al smile. Smaak my Roos het nou tweede rad gehaak. Roos het nou tweede rad gehaak. Roos het nou tweede rad gehaak. Is lekker om te lewe, mense. En vandag gaan ons daarna kyk na hierdie ewige lewe. Ons het 'n illusie geleef. Ons het 'n wanpersepsie van wat God in gedagte gehad het. Hoor julle wat ek sê? Kyk gou wat sê Hebreërs 10 vers 20. Hebreërs 10 vers 20. Jy weet jy kan dit opsit hier so die skrif. Hebreërs 10 vers 20. Hebreërs 10 vers 20 sê op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ek gaan op die bord dit illustreer. Ek beplan nie gewoonlik hoe ek begin nie. Met ander woorde, toe hy op die kruis uitroep, dit is volbring. Toe hy op die kruis uitroep, my vriend en my vriendin, toe hy op die kruis uitroep, dit is volbring. En die voorhangsel wat sy vlees skeur, raai wat? Toe is daar 'n nuwe mens. Daar is nie net 'n nuwe mens nie, ons is op 'n nuwe weg. Dis nie net 'n nuwe weg nie, dis 'n nuwe lewe. Sê saam met my, dis 'n nuwe lewe. Wat is hierdie nuwe weg? Hierdie nuwe weg is, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1 vers 4 tot 6, waar hy jou alreeds voor hom uitverkies het, in hom uitverkies het, waar jy alreeds heilig, onberispelik, sonder gebrek was. Met ander woorde, hierdie nuwe weg is eintlik die sigbaar word as dit wat was uit ewigheid. Halleluja! Uit ewigheid in hom. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Dit wat uit ewigheid was, het hy kom openbaar, toe sy voorhangsel skeur as vlees, en ons is op hierdie nuwe weg, en dit alles verklaar die ware jy. Die probleem is, jy het nog nie vernuwe geword in die gees van jou gemoed nie. Jy leef nog uit jou geheue, jy leef uit jou gisters, jy leef 'n ou mens mentaliteit, jy leef 'n stamboomregister wat vir God nie meer bestaan nie. Hier waar jy vanoggend sit, is jy 'n nuwe mens. Want in Christus het alles hoe niet? Weet jy hoe niet? Ewigheid niet. Ons leef nie meer in tyd nie. Sê vir my, is hierdie lewe dat jy nou moet doodgaan en dan gaan jy hemel toe om dit daar te lewe, of is hierdie lewe die ware jy geen? Ons leef 'n illusie, mense. Ons leef 'n droombeeld. Ons weet nie wie ons is nie. Ons het 'n wanpersepsie van wat God is en wat God van ons dink. Ek het my nuwe maatjie kabeltjie het gekom. Ek voel sommer, dis hoekom ek 'n spesiale das aangesit het vandag. Nou moet ek hom vir jou inkleer vanoggend. Dit kom weer terug na tydlyne en konteks. As ons dit nie verstaan nie, gaan ons iets verwag wat reeds klaar volbring is. Kan ek hom vir ons inkleer? Ons weet vanaf Adam tot op Moses. Vanaf Adam tot op Moses het die dood geheers. Dit beteken, as die mens dood gegaan het, was die mens bewaar in die doderyk. Toe kom die vertalers, toe kom die arme vertalers en hulle maak dit hel. Hoe verskriklik. Want die dood het geheers, want, let er mooi,
Hierdie lewe was nie hier nie. Hier was net die belofte aan die vaders van hierdie lewe. Met ander woorde, hulle het net die belofte geleef. Dis hoekom God hulle gewaarsku het van die begin af. Dis hoekom God hom gewaarsku het. Jy mag van alles eet, jy mag van al die bome eet, maar moet net nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, want dan gaan die belofte skade ly, en ons weet wat het gebeur. Hulle het dood gegaan. Want die dood het geheers. Jy gaan vandag goedjies hoor. Want die dood het geheers vanaf Adam tot by Moses. En God het aan hulle 'n belofte gemaak van hierdie kwaliteit lewe as ewige lewe. Dis hoekom al die profesieë, Jesaja 25 vers 8 sê, hy sal die dood tot niet maak. Hy sal hulle trane afvee op die aarde, so spreek die Here. Dis hoekom in Jesegiel 37 sê hy, ek sal julle lewend maak. Ek sal julle uit julle grafte laat opkom. Ek sal my gees in julle binneste sit, sodat julle kan lewend word, sodat julle hierdie lewe kan geniet. Want dit was net 'n belofte. En kyk wat sê Romeine 5 vers 12 oor die belofte. Kom ons gee hom 'n bietjie skrif nou. Ek het tot 'n nuwe Bybel, kan julle dit glo? My ou Bybel het ek stukkend gebreek. Jy sê alles is nuut vandag, 'n nuwe dag, 'n nuwe Bybel en 'n nuwe mic. Ja. En ek het 'n nuwe vrou ook. Ek kyk met ander oë na my vrou vandag. Kom ons kyk na Romeine 5 vers 12. Romeine 5 vers 12 sê, kom ons bevestig als eers met skrif. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers vanaf Adam tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortredinge van Adam nie. Luister mooi, Adam wat 'n voorbeeld was van hom wat sou kom. Ja, sê dankie Jesus. Adam wat 'n voorbeeld was van hom wat sou kom as die laaste Adam. Sê dankie Jesus. Met ander woorde, die dood het geheers vanaf Adam tot by Moses, en dit was 'n belofte wat God gemaak het aan die vaders. Hy sal hulle lewend maak, hy sal hulle opwek, hy sal sy gees in hulle sit, en hulle sal God se kwaliteit lewe geniet op die aarde. Kyk gou een van die vaders, kyk hoe een van die vaders geredeneer, en hoe een van die vaders gevoel. Kyk gou vir Abraham, kyk gou wat sê Romeine 4 vers 16. Romeine 4 vers 16 sê, daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Watter belofte moes vasstaan? Die belofte van lewe, die belofte van ewige lewe, want die dood het geheers. Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Kan ek gou iets radikaal sê, die vader van ons almal, daai ons almal is nie ons almal nie. Ons moet die tydlyn en die konteks reg kry asseblief. Vers 17, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie jy geglo het, luister mooi, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Wat was die dinge wat nie bestaan het nie, wat God roep asof dit bestaan? Abraham het dit geweet, en hy het verwys na alles wat was, voor die grondlegging van die wêreld. Want dit het nie hier bestaan nie, want dit alles wat hier is, was geskape dinge. Want dit alles wat hier is gebore dinge. Die verskil, 'n groot verskil, jy moet in gedagte hou. So die dinge wat geroep was, wat nie bestaan nie asof dit bestaan was, alles wat gewees het voor die grondlegging van die wêreld, jy was alreeds heilig, jy was alreeds onberispelik, jy was alreeds sonder gebrek, jy was eintlik alreeds kind, en dit was alles tot God se heerlikheid. Abraham het dit geweet. Kyk wat sê hy verder. Vers 18, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy die vader sou word van baie volke volgens wat gesê was,
so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, kyk vers 21, en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat God beloof het. Daarom is het hom ook tot geregtigheid gereken. Ek soek jou aandag, omdat dit 'n belofte was wat nog nie in vervulling gebring was nie, was dit vir Abraham tot geregtigheid gereken. Ek en jy wat uitgekom het by die waarheid, het geregtigheid gekry as 'n geskenk. Heel iets anders. Sê tydlyn. Sê dit is volbring. Kyk wat sê vers 23, maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit aan toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Hoekom sê Paulus toegereken sal word? Want ek gaan nie vandag oor dit bedien nie. Onthou julle 40 jaar na die kruis, die tyd wat hulle so ongehoorsaam was en die tempel in die hemel nog toe was as 70 na Christus. Dis hoekom het jy het gesê, ek en jy kan dit nie meer sê nie, behalwe as jy nie weet wie jy is nie, en jy sit in onkunde en jou tydlyn is uit. Dis hoekom het gaan soos het gaan. Sê gou vir my, kan ek iets radikaal sê? Hy was 100 jaar oud, sy vrou was oor die muur. Sê oor die muur. Oor die heining. En toe raak sy swanger. Want hy het geweet, soos wat hy geweet het, God sal sy belofte gestaan doen. Sê vir my, leef ons in daai tyd, of leef ons in die tyd? Nou wat is nou moeilik vir my en vir jou, om 'n genesing te beleef in jou liggaam, as die geskenk van geregtigheid, jy het die lewe, jy is die nuwe mens, jy is op hierdie nuwe weg. Waar lê die fout? By God. Jy dink nog soos 'n mens. Verlede week se boodskap. Het ek nie gesê, julle is almal seuns, gode seuns van die Allerhoogste nie, maar omdat julle nog dink soos 'n mens, nogtans sal julle sterwe soos 'n mens. En kyk wat gebeur, kyk wat sê Titus 1. Kyk wat gebeur, kyk wat sê Titus 1. Kyk wat sê Titus 1. Kyk wat sê Titus 1. Die Bybel blaai moeilik. Als klou mekaar vas. Kyk wat gebeur. Ek sukkel om my geblaai te kry. Timoteus. Kyk wat sê Titus 1. Hoor nou wat gebeur. Kyk wat kom doen God. God hou sy belofte gestand. Titus 1 vers 1. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd, sê op die regte tyd, sê met die volheid van tyd, sy woord bekend gemaak het deur die prediking, wat aan ons toe vertrou is. Hier kom Paulus op die toneel, en Paulus sê die belofte wat God gemaak het, gaan God nou gestand hou. God gaan hierdie belofte nou in vervulling bring. Dit is nie meer 'n belofte van lewe nie. Die dood gaan nie meer heers nie. En toe hy met die volheid van tyd, op die regte tyd, uitroep, dit is volbring. Toe kom deel hy met die dood, en toe ons saam met hom opgewek word as verheerlik, is al wat nou op die aarde heers, is al wat nou volgens God op die aarde heers. Hoekom sien ons dit nie? Hoekom sien ons dit nie? Want ons leef nie die dimensie as hier kom bring God sy belofte gestand. Dit was so kragtig. Toe hy op die kruis sterf, toe gaan hierdie ouens se graf toe oop. Dit was so kragtig, toe hy die derde dag uit die dode opstaan, toe staan hulle saam met hom op. En toe hulle saam met hom opstaan, toe staan ons saam met hulle op. Toe staan ons saam met hulle op in ons erfenis. As
ewige lewe op die as jy glo, jy moet ook nou eers doodgaan, om dan hemel toe te gaan om te lewe, was dit alles te vergeefs, en jy wandel, ou Paulus sê, jy wandel as 'n vyand van die kruis. Dis hoekom dit lyk soos dit lyk. Nou baie belangrik, vanaf Moses tot by Jesus, het genade geheers. Ekskuus, het die wet geheers. Ek is te haastig. Vanaf Adam tot by Moses het die dood geheers, vanaf Moses tot by Jesus het die wet geheers. En die wet het sondekrag gegee en die loon van sonde was die, so waar was hulle almal bewaar? In die doderyk, want dit was nog steeds deel van die vanaf Moses tot by Jesus het die wet geheers. Johannes 1 vers 17 sê, die wet is deur Moses gegee, genade, ek kan opsit sê, wel ek quoteer sommer om tyd te wen, ons het mos 'n braai na. Die wet is deur Moses gegee, genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Wat was die probleem met die wet? Kyk wat sê Galasiërs 3. Wat was die probleem met die wet? Vanaf Moses tot by Jesus het die wet geheers. Hy het die wet gebring. Kyk wat sê Galasiërs 3. Wat was die probleem met die wet? Galasiërs 3, vers 21, is die wet dan teen die beloftes van God nie stellig nie? Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid uit die wet gewees het. So vir die wet was dit ook onmoontlik om lewend te maak, daarom was die wet deel van die belofte. Daarom het hy die wet ook kom volbring. Want dit gaan vir God oor, God soek jou nie in die hemel nie. Hy's 'n God van die lewende, hy's nie 'n God van die dode nie. Op 'n tyd sê Jesus vir hulle, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Ek het dit lankal gesê. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Hy's 'n God van die lewende. Daarom kyk, wat was die probleem van die wet? Kyk wat sê Romeine 3. Romeine 3 vers 20. Kyk wat sê Romeine 3 vers 20. Romeine 3 vers 20. Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees, sê saam met my vlees, voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Hoekom is dit vir God belangrik om die wet te volbring? Want die wet kon vlees regverdig hê. So dit wil vir my voorkom asof God in gedagte gehad het, ewige lewe op die aarde is 'n vleesding. Halleluja! Is 'n vleesding, is 'n tempel. Daarom is jou liggaam duur gekoop. Jou liggaam behoort nie aan jouself nie. Verheerlik God in jou liggaam. Weet jy dat jou liggaam die tempel, die ewige lewe, die ewigheid huisves nie? Dis hoekom hy kom siek te word het. Dis hoekom deur sy wonde vir jou genesing is, want wat gaan dood? Vlees. Dis hoekom hy namens jou die dood kom smaak het, want wat gaan dood? Wat word begrawe? Vlees. Dis hoekom hulle, toe hy op die kruis uitroep, dis volbring en opstaan, toe staan hulle, Matteus 27, toe staan hulle met hulle liggame op. Hoor julle hoe groot is dit? Hoor julle hoe kragtig is dit? En dan weet ons, van Jesus tot by die kruis, van Jesus tot by die kruis, was dit gewees genade. Efesiërs 2 sê, nou gaan ek 'n radikale ding maak. Hy sê, julle moenie roem nie, dit was nie in julle werke nie,
julle is uit genade gered. Sê gou vir my, nou moet jy mooi luister. Jy sê die Here is te haastig met my. Sê vir my, was jy uit genade gered, of was dit almal van hulle, wat nie aandag gegee het aan Jesus nie, wat aangehou het met hulle offers, wat aangehou het met wat ook al hulle gedoen het, toe sê God vir hulle, dis nou uit genade. Jy sal nie meer die straf en die loon van die dood hoef te dra nie, want hy gaan dit doen. Jy is gered, nie jy nie, hulle. Hierdie spulle was gered uit genade. Sê vir my, is jy hier gered uit genade, of was jy alreeds voor die grondlegging van die wêreld gered? Ek wil nie opgewonde raak nie. Weet jy hoekom sien ons nie goed in ons liggaam nie? Ons lees skrifte wat niks met ons te doen het nie. En ons weet nie wie ons is nie. Sê, toe sit die tydperk van genade. Daarom kyk gou wat sê Titus 2 oor dit. Ouens word kwaad as ek hierdie goed sê. Kyk wat sê Titus 2 gou oor dit. Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Sê dit het. Kyk op die bord. Die reddende genade van God hier het aan alle mense verskyn. Wie was die alle mense? Nie jy nie. Kan ek baie radikaal wees? Jy was nie gered uit genade nie. Jy was opgewek as die ware, alreeds gered voor die grondlegging van die wêreld. Maar omdat jy nie weet wie jy is nie, en omdat jy nie die tydlyn en konteks verstaan nie, is jy gered uit genade. Jy is splinternuut. Jy is so nuut. Jou redding was nie genade nie. Jy is die openbaarmaking as hy as uitverkies, as gered, soos dit was in ewigheid voor die grondlegging van die wêreld, as opgewek, verheerlik. Hier is die ware, gebore uit God. En dis wedergeboorte. Hierdie alles was geskape. Abraham moes glo tot geregtigheid. Hulle was gered uit genade. Ek en jy glo nie tot geregtigheid nie. Ek en jy is die openbaarmaking as die ware, as die geregtigheid. Want op die pad van geregtigheid is nou lewe, en die rigting is nou onsterflikheid, 'n vleesliggaam op die aarde, geen dood, al wat heers is lewe. Gee die Here lof al vir eers. As jy nog nie uitgekom het by volbring soos die kerk nie, moet jy nog glo, is dit nog genade? Die dood is jou verlosser. Siekte speel woer woer. Sê sa. Jenne, hoe trek daai vrou in derde raad weg? Kyk nou wat sê Titus 2 vers 11. Vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop, sê hoop. Onthou julle verlede week, alles wat 'n hoop was. Paulus het gesê die hoop van die heerlikheid. Alles wat 'n hoop was nie vir ons nie. Alles wat 'n hoop was vir hulle in die 40 jaar tydperk na die kruis as 70 na Christus. Ek het met dit absoluut niks te doen nie. Ek behoort aan die verheerlikte opgewekte Christus. Het jy geweet die opstandingskrag, die opwekkingskrag het kinders. Ek is deel van daai kinders. Ek is deel van daai erfgename. Ek is 'n seun van dit. Ek het niks met die wet en die psalms en profete te doen nie. Die wet, psalms en profete het alles na hom verwys en dis alles hier volbring. En omdat ons dit nie weet nie, omdat ons nie verstaan wat beteken volbring nie, is dit chaos buite. En dis chaos in jou lewe. Dan sê hy verder, vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag. Ek soek jou aandag. Jy verwag dit nie. Hulle dit verwag. Jy is die openbaarmaking as dit. As die heerlikheid. As hierdie saligheid. Wat is hierdie saligheid? God saligheid beteken, God word geopenbaar, verheerlik in 'n vleesliggaam. Wie se liggaam? Vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid, vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Daarom kyk gou net op hierdie tydperk van Jesus uit genade aan die kruis, kyk gou wat sê Johannes 5 oor dit.
Kyk gou wat sê Johannes 5 oor dit. Kyk wat sê Johannes 5, vers 24. Johannes 5, 24. Kyk wat sê Johannes 5. 24 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Sê vir my, was dit vir jou, of was dit vir hulle? Voorwaar, ek sê vir julle, wie nou wat dood is, wie nou die doderyk, wie nou my stem hoor, en glo, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. Waar was die oordeel? Nou was dit die oordeel van die wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf het. En dit het ek gesê om aan te dui, hoedanige dood hy sou sterf. Johannes 12, 31, 34. So as hulle gehoor het, en het geglo het, was hulle uit die dood, in die lewe, as die ewige lewe. Sê ek en jy, as uit ewigheid, is opgewek, in jou erfenis. Sê want, soos almal in Adam gesterf het, soos almal nou in Christus. Moet jy dit glo? Of moet jy dit weet? Hoekom sien jy dit nie? Want jy weet dit nie. Jy weet nie wie jy is nie. Jy leef nog. Ou mens denke. Jy leef nog. Jy dink nog soos 'n mens. Jy dink nie soos God nie. Wyk Satan. Jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van 'n mens. Weet jy wie's ek? Ek is so vol van die lewe. Watter lewe? Die Christus lewe. Hy noem dit ewige lewe. Dit is 'n geskenk aan my. Ek het die geskenk ontvang. Ek het die geregtigheid ontvang. Dis myne. Nou openbaar ek hom in vlees as waarheid. Hier is hy. Lyk dit of ek siek is? Lyk dit of ek probleme het? Lyk dit of ek issues het? Sê daarom. Kyk wat sê Johannes 6, 47. Jesus bring regstelling vandag. Ons trek die lyne reguiter vandag. Sê vir my, as dit volbring is daar nog iets wat hy moet doen? Sê vir my, moet hy jou genees? Moet hy jou lewend maak? Moet hy jou opwek? Moet hy jou heilig? Sê dit is. En nou moet ek leef uit die fontein, as is. Sê ek. Wie's die ek? Christus denke. As jy sê, Rudy, as jy sê ek, jy's te vol van jouself, hier kom sê jy dit? Want jy leef uit jou 5 sintuig denke. Ek leef uit my Christus denke. Ek leef uit die fontein. Daarom sê Johannes 4:14, as jy drink van die water wat hy jou gee, sal dit in jou word 'n fontein, wat opspring tot die ewige lewe. So waar is die ewige lewe? In die hemel of in jou? So, hoe gaan jy die ewige lewe geniet? Hoe gaan jy hierdie kwaliteit lewe geniet? Jy moet leef uit die fontein. Christus denke. Maar wat doen ons? 5 sintuig denke. Omstandighede, situasies, speel met ons woer, want ons dink nog soos 'n mens. Halleluja. Hoor wat sê hy vir hulle, nie vir julle, nie vir hulle. Hy sê in Johannes 6:47, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Nou verduidelik hy, hy sê, julle vaders, aan wie die belofte gemaak is, het die manna in die woestyn geëet, en hulle het fisies dood gegaan, gesterwe. Dit is die brood wat in die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Sê hulle vaders, aan wie die belofte gemaak is, wat Jesus volbring het gesterwe, fisies. Maar hy is die brood van die lewe. So as hulle geglo het, want dit was net 'n belofte, sou hulle lewe. Sou hulle die ou wat glo het ewige lewe. Nou sê gou vir my, kom ons dink 'n bietjie nou. As die teenoorgestelde was fisiese dood, maar as jy glo het jy ewige lewe. Wat is ewige lewe dan? Om nie dood te gaan nie. Is dit logika? En dan natuurlik sê dankie Jesus. Was daar die kruis. Met ander woorde, van Adam tot Moses het die dood geheers, van Moses tot Jesus was die wet, van Jesus op die kruis tot die kruis was het genade, maar sê dankie Jesus. Sê alles is volbring.
Alles is nou volbring. Dankie Jesus. Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 10:9. Kyk wat sê Hebreërs 10:9. Dankie Jesus. U is wonderlik. U is fantasties. Kyk wat het hy kom doen. Hebreërs 10:9. Hy sê Vader, kom ons lees vers 5 gou. Ekskuus hy, ek gaan so met inbring. Vers 5 sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar iets vir my 'n liggaam berei. Sê 'n liggaam duur gekoop. Sê 'n tempel, sê 'n huis, sê 'n woning, sê 'n begeerte, sê tot 'n ewigheid. Sê vir my, sê saam met my hier sit hy. Maar kyk wat het hy kom doen op die kruis. Kyk wat het hy kom volbring. Vers 9. Hebreërs 10 vers 9. Hy het daarna gesê, kyk ek kom om u wil te doen, o God. Ek kom neem die eerste weg. Ek kom neem die eerste weg. Ek kom neem nou die eerste weg. Ek kom neem nou die eerste weg, Vader. Ek kom neem nou die eerste weg, my Papa Vader. Ek kom neem nou die eerste weg, Papa Vader. Ek kom neem nou die eerste weg, Papa Vader, om die ware, die tweede te stel. En dis hoe God jou sien. Nou is die vraag, hoe sien jy jou? Jy sê geen dood. Sê geen siekte. Sê net lewe. Sê ewige lewe. Sê God se lewe. In 'n mens op die aarde. Gee hom eers 'n lekker lofoffer vir dit. Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 12:26. Hebreërs 12:26. Hy sê, toe sy stem die aarde geskud, nou het hy eenmal beloof gesê, nog eenmal alleen laat ek nie die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Hierdie woord nog eenmal wys duidelik op die verandering. Sê saam met my verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Kyk gou op die kruis. Toe hy uitroep dis volbring en hy neem die eerste weg. Toe word die eerste wat geskape was, wat wankelbaar is, verander, vernuwe, alles het nuut geword as onwankelbaar, as gebore, as uit God, die ware. Hier sit hy. Halleluja, wat moet God nog doen? Wat moet God nou nog doen, my vriend? Daarom sê 1 Korintiërs 15:22, soos wat almal in Adam gesterf het. En daar is nie meer 'n Adam, hy was die laaste, soos almal lewend. Kan ek maar vra hoe lewend is jy? Is jy 'n bietjie lewend of is jy lewend soos wat Christus wat opgewek is lewend is? Sê vir my, wat is hierdie lewe? Sê ewige lewe. Wat is ewige lewe? Sê God se lewe. Sê 'n kwaliteit lewe. Sê 'n kwaliteit lewe. Kyk gou wat sê Efesiërs 1:13 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 1:13 oor dit. Kyk gou wat sê Efesiërs 1:13. Ons beweeg al hoe nader aan my en jou. Halleluja. Efesiërs 1:13 sê, Efesiërs 1 vers 4 tot 6 sê, voor die grondlegging het hy het klaar gedoen, met ander woorde, alles wat was voor die grondlegging van die wêreld het sigbaar geword, dis wie ons is, die ware. Vers 9 sê, deurdat hy met die volheid van tyd, so ons is nie meer in tyd nie. Daar is nie meer 'n tyd om gebore te word nie. Daar is nie meer 'n tyd om siek te word nie. Daar is nie meer 'n tyd om te maai nie, of te saai of te wat nie. Daar is nie meer so 'n tyd nie. Dit was die volmaaktheid van die volheid van tyd, die administratiewe dinge van alles is gemanifesteer. Ons leef nou dimensievolheid. Hoekom sien ons dit nie? Ons dink nog soos 'n en ons sterwe nog soos 'n. Nou sê Efesiërs 1:13, en wie julle ook na julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle na julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die waarborg is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Wat was sy eiendom? Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Met ander woorde, wat is jou erfenis? Die aarde. Sê, en jy's verseël, ek wil gou dit verduidelik, jy's verseël met die Heilige Gees. Nou enige ding wat verseël is, enige iets wat verseël is, my maat altyd ingelegde vrugte verseël. Dit beteken die smaak word behou. God is Gees, God is alomteenwoordig. Hier's God, hier's God, hier's God. Maar almal wat vanoggend hier sit, is 'n omhulsel wat dieselfde kapasiteit wat God is, as kwaliteit in jou het, verseël om God in jou te behou,
om God se lewe, om God se kapasiteit in jou te hou. Heilige Gees maak seker, dis op die aarde, want God se begeerte van die begin af was, laat ons mense maak na ons beeld, laat ons mense maak na ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle heers, laat hulle vermeerder met ons op die aarde. So ek en jy is die omhulsel wat God in sy volle kapasiteit, al is God oral, sit hier vandag 30 omhulsels wat die kwaliteit lewe van wie en wat God is, in jou het as bewaar tot die dag van volle verlossing. Dis hoekom Heilige Gees jou begeer met jaloesheid. Dis hoekom hy jou dood vir jou gesmaak het. Dis hoekom deur sy wonde jy genees is. Dis hoekom, my vriend, dis nie meer 'n belofte nie. Jy is die geregtigheid. Jy is die lewe. God begeer jou met 'n jaloesheid om te openbaar wie God is in jou, sodat jy hom kan openbaar op die aarde. Hier's God as 'n omhulsel. Daar's God as 'n omhulsel. Daar's God as 'n omhulsel. Hy het tot so ver gegaan. Ons is onderlinge lede van 'n liggaam. Saam is ons die liggaam van Christus, sodat jy as omhulsel net nie moet siek word nie, net nie moet doodgaan nie, net nie moet moedeloos raak nie, net nie moet depressie raak nie, want as jy gaan, moet die kwaliteit van God ook gaan. Jesus, ek sulke goed sê, raak ek woud. Dis hoekom enige gees, God is gees, begeer 'n vleesliggaam, want geen gees, nie eers God as gees, het 'n wettige reg op die aarde, as in 'n vleesliggaam nie. Dis hoekom jy sukkel met verslawing. Dis hoekom jy sukkel met goed, want als begeer jou om hulle karakter, om hulle persoonlikheid, as opvleendheid, as wellus, as wat ook al te openbaar. Sê maar daar was 'n verlossing. Sê jy's gered van alles wat jou weerhou om God te bewaar in jou as verheerlik op die aarde vir ewig. En die kwaliteit in jou as die ewige lewe, daarom leef jy uit die fontein. Jy leef uit die ewige lewe. Jy leef uit ewigheid. Die probleem is, hierdie ouetjie het nog nie vernuwe geword na die gees van gemoed nie. Jy dink nog soos 'n mens. Ek voel hy kort nog 'n lieflike lofoffer van dit. Dis hoe ek my sien. Dis hoekom ek is eerlik met julle. Dis hoe ek my sien. Ek het al baie gesê, as ek by Pick n Pay ek stap in as hierdie omhulsel. Dis in my. Elke mens wat nou doodgaan, God verloor sy woning. En ewige lewe verloor sy kwaliteit. Vanaf Adam tot by Moses het die dood geheers, die dood heers nie meer nie. Vanaf Moses tot by Jesus die wet is volbring. Vanaf Jesus tot op die kruis genade, dis nie meer uit genade nie, want ons is die ware, gebore as uit ewigheid, die genuine, hier is hy. Elke mens nou op die aarde, of jy dit gaan glo, en of jy dit nie gaan glo nie. Of jy dit gaan maak, en of jy dit nie op die aarde gaan maak nie, het die volheid, het die alles, as 'n geskenk aan jou, reeds in jou. Daarom gaan my volk ten gronde, my volk gaan dood. Wees 'n gebrek aan kennis, daarom is die ewige lewe om hom te ken, om uit te vind wie jy is, om jou te sien soos hy jou sien. Dit maak 'n mens radikaal. Sê en na dit, ek gaan nie skryf die opstanding. Halleluja. Met ander woorde, dit als het ek om wegneem, om die volbring te bring, om aan ons te openbaar wie ons is as die ware, as eintlik het hom gebore, as die ommekeer van 'n geestelike waarheid. Sê die opstanding. Opstanding beteken 'n geskenk as opgewek, as die ware, as jy. En is alles uit God. En jy is die omhulsel, en in jou is die kapasiteit van alles, die kapasiteit van lewe, God se lewe. Daarom kyk nou wat sê 2 Timoteus 1 vers 9. Kyk wat sê 2 Timoteus 1 vers 9 nou.
2 Timoteus 1 vers 9 sê, hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, sê vir my, is jy nou gered uit genade, of was jy al voor die grondlegging van die wêreld geroep? Sê vir my, jy wat nou hier is opgewek as die ware, is jy gered uit genade, of is jy die openbaarmaking soos dit nog altyd was, voor die grondlegging van die wêreld, jy was eintlik nooit verlore nie. Vers 9 sê, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, dit was nie in jou vermoë nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af van Christus geskenk is. En kyk wat het gebeur. Vers 10, maar wat nou geopenbaar is. Ek openbaar vanoggend nou aan jou, hoe lyk die nuwe mens, hoe lyk die nuwe weg, hoe lyk die nuwe lewe, hoe lyk die erfenis waarin jy opgewek is, as verheerlik die ware. Hy sê, wat die dood tot niet gemaak het, sê van, moet hy die dood tot niet maak, of is die dood tot niet gemaak? So, met ander woorde, waar ons leef is geen dood nie. Dan sê hy, en die lewe, en onverderflikheid, onverganklikheid, aan die lig gebring het, deur die evangelie. Met ander woorde, hy kom aankondig geen dood, hy kom aankondig lewe, 'n ewige lewe, en dat hy kom aankondig onverganklikheid, onverderflikheid. Niks is veronderstel meer om dood te gaan, nie alles moet restaureer. Dis hoekom selfs die skepping wag vir die openbaarmaking van die vryheid van ons, om die skepping ook reg te maak, te herstel. Met ander woorde, dan sê Paulus, deur die evangelie. So met ander woorde, as ons in die kerk besig is met die evangelie, en ons is nog besig met 'n eindtyd evangelie, ons is nog besig met 'n hemel toe gaan evangelie, ons is nog besig met Jesus Sondag evangelie, het is nog nie uitgekom by dit is volbring nie. Al evangelie wat nou verkondig moet word, is daar's geen dood, ek bring vir jou lewe, ek berei julle voor vir lewe, en vir onverganklikheid, onverderflikheid. Dis die ware. Die dood is tot niet gemaak, Hebreërs 2 vers 9 sê, hy het namens elkeen die dood vir ons gesmaak. Hebreërs 2 vers 14 sê, hy het kom mens word, sodat hy hom wat mag het oor die dood, die duiwelse werke, wat mag het oor die dood, die duiwelse werke tot niet kon maak. So is daar 'n duiwel, is daar dood. Is daar siekte, is hy siekte geword het. Hoekom is hierdie goed daar? Want ons dink nog soos 'n, en hy het kom aankondig lewe, sê saam met my lewe. Kyk wat sê Johannes 11, kyk wat sê Jesus vir hulle in Johannes 11. Ontvang julle iets volgend. Tot Richard sê ja, hier, heel regs in die ouderlingsbank. Ek moet ophou sulke goed sê, want mense op die YouTube video sê vir my, jette Rudy, jy moet 'n groot kerk hê. En dis 'n moederskamer, en dis 'n galery partykeer, en dis ouderlingsbanke, en ek weet nie wat alles nie. Maar so kyk, julle kan maar so dink. Halleluja. Sê ook saam met my, halleluja. Sê gou vir my, kom ek wys vir jou hoe werk dit. Kom ek wys vir jou hoe werk hierdie bewustheid. As jy keelseer het, en die bankbestuurder bel jou en sê vir jou, meneer, mevrou, jy het so pas 1 miljoen rand gewen. Het jy dan nog keelseer? Hoekom is jou keelseer weg? Wil jy weet hoekom is jou keelseer weg? 'n hoër bewustheid as kragtiger het 'n laer bewustheid uitgekanselleer. Kyk op die bord. 'n hoër kragtige ware bewustheid het alles wat 'n laer orde as doodgaande bewustheid uitgekanselleer. Man, dis 'n deel van my lewe nie. As ek voel iets wil gebeur, bedink ek Christus en wat, sê wie was dit? Ek wil uitdak, maar ek gaan nie, want ons het 'n ouderling hier afgevaardig van die synode om ons te kom besoek. Hulle het eers jonger manne gestuur, toe help het jou stuur hulle die ouer manne na ons toe. Kom geef hom ook 'n lekker hande klapie so. Kyk gou wat het ek hom aankondig. Hy kom lewe aankondig, hy kom geen dood aankondig, maar wat was hierdie lewe? Kyk wat sê Johannes 11:24. Is met Lazarus se opwekking. Vers 24 sê Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Voor die kruis. Hy sê vir haar, wie in my glo sal lewe, altyd ook gesterwe. Kyk die prentjie. Voor die kruis Lazarus. Ek skryf dit klein en sag. Vader,
as u gewees het, sou Lazarus gelewe het. En ek weet, Lazarus sal lewe in die laaste dag, in die opstanding. Jesus sê vir Martha, binnekort is ek die laaste dag. Kerk, hoor nou van my. As jy met 'n eindtyd besig is en jy probeer datums uitwerk, daar is nie meer 'n laaste dag nie. Ons is nie meer in tyd nie. Ons leef nou in ewigheid as die begin. As die begin. Hy was die laaste dag, want in 6 dae, op die 6de dag het hy die mens geskape. Op die 7de dag het hy kom rus. Johannes 4 het Jesus die werk kom volbring, en toe ons saam hom opgewek word, want die 7de dag is die dag van rus, wat hy geheilig het, wat hy geseën het, en toe ons saam hom opgewek word, toe is ons, wat op die 6de dag geskape is, die begin, as die plek van rus, as geseënd, as die huis, as die woonplek, as die rustplek, as die begeerte vir ewig, as die 7de dag, as die begin van alles, want dis in ons, en almal wag vir ons. So, Martha moenie worry nie, Martha. Lazarus sal opstaan in die laaste dag, maar Martha, weet jy wat? Ek is die opstanding. Ek is die laaste dag, ek is die lewe, Martha. En almal wat hier gesterf het, want die dood het geheers, dit was net 'n belofte, is almal in Christus lewend gemaak. Sê maar, dis doen nie al nie. Kyk wat sê vers 26. En elkeen wat nou lewe, sê my wie lewe, en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie, want hier is geen dood nie. Dan vra Jesus sarkasties vir hulle, glo julle dit? Kan ek maar vra, glo julle dit? So hy praat van 2 dimensies van lewe. En as jy dit nie weet nie, gaan jy vir Rudy kwaad word. Sê 2 dimensies. Sê ek is die omhulsel. Sê die kwaliteit lewe van God se lewe is in my. Maar hierdie kwaliteit lewe is so groot, is so kragtig, is so geweldig, dat hierdie vleesliggaam sal moet aanpas, sal moet verander, sal moet verheerlik, van 'n heerlikheid tot 'n heerlikheid, as onverganklik, verheerlik, om God te kan akkommodeer op die aarde vir ewig, in 'n liggaam. En dis wat onverganklikheid beteken. En ons as die kerk het nie 'n idee waarvan ek praat nie. Die enigste rede hoekom jy nog nie daardie kwaliteit as onverganklik beleef, ervaar nie, is omdat die kapasiteit van wie en wat God is as kwaliteit in jou is, maar jy verheerlik hom nie, want jy dink nog soos 'n wyk Satan, jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie soos God dink nie, maar dink soos 'n mens. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Daarom kyk wat sê Romeine 2. Kan ons dit sien? Wat is onverganklikheid? Wat is onverderflikheid? Wat aangekondig is? Wat onsinne is? Wat onsinne is? Nie vir eendag as hy kom met 'n wolkie. Hy kan nie meer kom met 'n wolkie, want jy is die vleesliggaam wat hom openbaar as hy koms. Kyk wat sê Romeine 2, vers 7. Aan die wat nou deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Met ander woorde, ek gaan myself gebruik. Met ander woorde, ek wat hierdie kapasiteit lewe besef, ek wat hierdie omhulsel is, ek begin al hoe meer agterkom, jette, hierdie vleesliggaam is andersin. Jette, ek gaan nou 70 jaar se kant toe, maar manne en maninne, ja, wat gebeur? Hierdie liggaam pas aan. Hierdie liggaam begin verander om hierdie kapasiteit van wie wat God is te bewaar. Dis nie meer net 'n verseeling nie, dis die verlossing as 'n verheerliking. Ek begin al hoe meer ontspan. Ek begin al hoe meer rus, en al wat manifesteer is 35 triljoen selle wat God openbaar as lewe. Jesus is God nie skerp nie. En Heilige Gees doen alles in sy vermoë. Ons moet net nie die tempel verloor nie. Hy begeer jy met jaloesie, moet asseblief net nie die tempel verloor nie. Dis hoekom dit goed is om deur die Gees gelei te word,
Want hy leer jou om te wandel soos jy moet wandel, dat jy alles in bewaring hou, en alles is in my en in jou. Gaan ons dit sien. Ewige lewe was 'n belofte aan die vaders in die Ou Testament as God se kwaliteit lewe, sonder dood en deur 'n mens op aarde. Daarom word die belofte in vervulling gebring. Kan ek gou vir jou wys waar was hierdie belofte in vervulling gebring? Kyk gou wat sê Handelinge 13:32. Vir die wat my nie glo nie. Kyk hoe mooi is dit nou. Hoor wat sê Handelinge 13:32 nou. Handelinge 13:32 sê, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek. Sê die belofte van ewige lewe is in vervulling gebring met die opstanding, so ons is die manifestasie as hierdie lewe. Ewige lewe is die lewe van God of die lewe van die Gees, as 'n lewendmakende Gees wat jou bly restoreer, opwek, genees, herleef, sodat jou liggaam 'n dimensie bereik as onverganklik, geen siekte, dood, om God as ewigheid te huisves, is daar die kwaliteit lewe in 'n vleesliggaam ewig op aarde sigbaar. Die wettiese reg vir enige gees op aarde is 'n vleesliggaam, so ook vir God as Gees. Daarom moet jou liggaam verander om die kwaliteit en kapasiteit as God wat Gees is as lewe te kan huisves as onverganklik, en dit is 'n geskenk aan jou as die geregtigheid van God of die godsaligheid wat sinoniem is met die woord ewige lewe. Daarom kyk gou wat sê 1 Petrus 1:3. Ek is amper klaar. Steek so lank die vuur aan vir die wat die vuur wil aansteek. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1. 1 Petrus 1:3. Kom ek wys jou lyk jou erfenis. En dis op die aarde. En dis in jou vleesliggaam. 1 Petrus 1:3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry. Sê dankie Jesus. Daarom sê 1 Korintiërs 15:53, die sterflike moet deur onsterflike, die verganklike moet deur onverganklike, sodat die dood wat volbring is, in vervulling gebring kan word in 'n vleesliggaam, as oorwin. Daarom glo ek en ek beleef dit, ek staan op uit die dood elke keer. Ek besit oor die vermoë. Ek het al gepreek. Ek besit oor die vermoë. Halleluja, is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Ewige lewe is sinoniem met die geregtigheid van God en die godsaligheid. Romeine 1:7 sê, hierdie geregtigheid word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Sê vir my waar lewe? Sê vir my hoe lank lewe? Spreuke 12:28 sê, op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting is nou onsterflikheid. 1 Timoteus 3:16 sê, hierdie godsaligheid is groot. Hierdie godsaligheid is groot, sinoniem met ewige lewe. God word geopenbaar in vlees. Wie se vlees? Daar's 4 dimensies van lewe. Die eerste dimensie, Griekse betekenis is bios. Ek sluit af. Bios beteken jou biologie. Dit beteken dit wat jy van jou aardse pa geërf het. Dis die stamboom. Jy dink nog soos 'n mens. Daai ou is 'n goeie tennisspeler. Hy het die gawe gekry van sy ouers. Bios. 'n natuurlike lewe, soos die meeste. Bios lewe beteken om die klem te lê op die dood. Nou gaan ek 'n radikale stelling maak. Ons as die kerk wat nog glo jy moet doodgaan om hemel toe te gaan om vir ewig te lewe. Lewe eintlik niks en jy het niks. Hoor julle wat ek sê? Hoe verskriklik is dit? Dan is daar soegei lewe, soegei lewe. Dit is waar Jesus ingekom het en gesê het, julle moet bekeer. Dis waar jy begin aanleer, want jou siel was beïnvloed, want die einddoel van jou geloof is mos die saligheid van jou siel. Dis waar jy in die bediening inkom en jy begin anders dink. Dis die soegei lewe of soekai lewe. Dis waar Petrus 1 Petrus 1:9 sê, die einddoel van jou geloof is die saligheid van jou soegei lewe. Maar dis dieselfde is bios, so albei gaan nog dood. Albei gaan nog dood. En dan is daar die zoe lewe. Zoe, die Grieks is zoe lewe. Dis God se kwaliteit lewe. As ewige lewe. As 'n geskenk aan jou.
Romeine 6:23 sê, soos wat sonde deur die dood ingekom het as gevolg van die loon, so het God deur sy genadegawe 'n geskenk aan jou gegee as ewige lewe. Met ander woorde, hiervan af is dit sou hy lewe. God se lewe as 'n kwaliteit in my en jou. In Johannes 10:10 sê Jesus hier vir hulle, hy sê, die dief kom om te steel, slag en verwoes, maar ek sal kom en vir julle lewe bring en lewe in oorvloed. Dit was die Zoe lewe. Sê vir my, moet hy dit vir jou gee, of is jy gebore as die ware uit ewigheid, jy is die lewe. Jy is openbaarmaking as dit. So jy wat vanoggend hier sit en wat nie meer dink soos 'n mens nie, jy wat leef uit jou nie meer leef uit jou vyfsintig denke nie. Jy wat leef uit die ware wie jy is. Ons leef die Zoe lewe, ons leef die kwaliteit lewe van God in ons. Maar dan is daar nog 'n dieper dimensie, want as die kwaliteit lewe en die volheid van God in jou is, moet hierdie liggaam die kapasiteit kan hê om dit te kan huisves, en dit word genoem die aphasia lewe. Dit beteken onverganklik, verheerlik, dit beteken geen siekte, geen dood, dit beteken manne en maninne. Jy leef hemel op aarde. Jy is die man en die vrou wat God so openbaar, want jy besit oor die kapasiteit as 'n vleesliggaam, onverganklik, verheerlik. Dis die liggaam wat Jesus kom openbaar het toe hy in hulle midde staan en vir hulle sê, kom vat aan my. Met ander woorde, ek kan nog steeds by Pick n Pay instap, ek kan nog steeds 'n broodjie geniet vir die lekkerte, ek kan nog steeds 'n skaapchoppie net geniet vir die lekkerte, want dit is nie meer my lewe nie, ek sal nie meer van brood alleen lewe nie, ek leef van die woord van God as die ware, dis eintlik God in my, wat in en deur my lewe, as verheerlik hy. Maar ek is nie 'n gees nie, ek is vlees en ek is been. Ek is sy vlees, ek is sy been, ek is die verheerliking. Ek is Christus so openbaar as die ware. Hier staan die ewigheid.